Goeiemôre gemeente. Dit is op 'n manier lekker om te skarrel, om plek te maak en ek weet dit voel vir party steurend, maar dit is eintlik dit wat ons mee besig is in die evangelie en dit is om plek te maak vir elkeen om te kan deel hê aan dit wat ons as geloofsgemeenskap ervaar saam met God. So ek wil vir elkeen van julle sê baie welkom in die erediens. Dit is heerlik om te kon stil word in die ruimte. Hierdie liedere wat ons gesing het ook om te besef in wie se naam ons te doen dat ons by mekaar kom. Vanoggend wil ek julle net herinner dat ons ook ander geleenthede het deur die week wat ons as gemeente by mekaar kom. Die eerste ene wat ek vir julle wil noem is dat volgende week het ons nuwe intrekkers braai. So dit is nou vir enigiemand wat nuut is, maar ook as jy al lank in die gemeente is en jy voel maar ek het nog nie mense ontmoet nie. Ek sal graag 'n paar mense wil leer ken. Dan is julle welkom om saam in te skakel. Kontak asseblief net die kerkkantoor. Jy bring jou eie vleis, ons gee bykosse. En dis sommer net 'n ruimte waar ons regtig net saam kuier en saam gesels. En dan het ons kleuterkerk vir die van julle wat nie weet nie, ons wil julle net herinner. So dit is hier agter deur die saal uit in die voorportaal van die saal op met die trappe. Daarso is ons kleuterkerk. En dan wil ek vir julle herinner aan Imagine. Ons Imagine busse kon ons 'n groot deposito op neersit en dit het die kostes vir al die kinders afgebring wat gaan. Ons mik om so 120 jong mense uit die Weskus uit te vat en praat op hierdie stadium met Melkbos en Piketberg om hulle dalk op te tel so langs die pad. So ons probeer alle planne maak om mense saam te neem dat niemand agterbly nie. En ons koste in totaal is R1100 per kind, maar ons gemeentelede van Langebaan betaal net R500 per kind. So dit is omdat die gemeente dit ons in staat stel om ons jong mense te kan borg om dit bekostigbaar te maak vir hulle ook. So enigiemand wat wil gaan, ek het 'n hele span volwassenes wat deel is van vrywilligers tot die beradingsspan. Julle is baie welkom om deel te raak. En dan enige van ons jong mense wat wil gaan, asseblief kontak my. Ons gaan binnekort vir julle die inskrywings ook uitgee. Dan wil ek vra dat julle asseblief vir ons sal bid ook vir ons middelbestuurvergadering wat Dinsdag gebeur. Ek dink laasweek Dinsdag se finansiële vergadering was vir my een van die ongelooflikste ervarings gewees in die gemeente waar voorsitter saam kon sit en saam kon dink en saam kon hoor waarmee is ons besig in die gemeente. So ek is sommer opgewonde oor wat aan die gebeur is. En dan is ons bazaar ook om die draai, so as jy op enige manier wil inskakel, kontak die kerkkantoor. Ons wil graag die span bietjie uitbrei, want ons besef dat leierskap werk ook met rentmeesterskap, en daarom wil ons graag ons koördineringsspan uitbrei. So as jy wil bemarking doen of help om ons conveners bymekaar te trek, asseblief kontak my of die kerkkantoor as jy op so 'n rol wil deel wees, dat ons span kan uitbrei en mekaar se hande kan vat ook om daai gedeelte van ons gemeente. Dis 'n fondsinsameling, maar dit is een groot geloofsgemeenskap en kuier wat plaasvind voor en tydens die bazaar. En dan as jy enige wit olifant speelgoed of daai huis wat jy skoon gemaak het en jy weet nie wat om met die items te doen nie, die wit olifant tafel en die speelgoedtafel sal dit definitief verwelkom. So jy kan dit kom aflaai by die kerk. Ons het vanaand jeug 5:30 in die saal, so al ons graad 4 tot 7 is welkom om daar te kom inskakel. En wanneer ons so by mekaar is en ons praat oor alles waarmee ons besig is, die naweek het ons self daaroor gepraat, om te sê dat ons ken nie mekaar almal so goed nie. Ons het van hierdie naweek met die kerkraad, toe ons weggaan, toe hulle aankom, toe kry hulle 'n naamplaatjie, toe sê hulle, maar ons ken mekaar mos almal. En toe besef ons nee, ons het nuwe mense op die kerkraad, ons ken mekaar nie almal nie, of ons dink ons ken mekaar, maar ons ken mekaar nie goed nie. En dieselfde van ons gemeente, daar sit iemand links en regs van jou wat dalk laasweek nie daar gesit het nie, en ek wil sommer net vra, kom ons groet mekaar en sê vir mekaar hallo hier in die gemeente.
moet sê op 'n stadium toe sê ek vir die kerkraad, dit lyk vir my dit wat in die kerkraad en die gemeente gebeur kan ons so streepie deurtrek want ek sukkel om hulle stil te kry as ons wil aangaan met iets. Daar's 'n opgewondenheid en 'n regtige deelname wat plaasvind in die gemeente en in ons kerkraad. En vanoggend as ons kers aansteek, wil ons vir 'n oomblik stil word om ook te dink aan mense in ons gemeente wat gebed nodig het, wat regtig smag na God se openbaring in hulle lewe, wat regtig smag na God se troos of net wysheid. Ons bid vandag vir Dolf met die afsterwe van sy broer Tenis en ons bid ook vir Christo Dippenaar met die afsterwe van sy ma, dat die Here hulle ook sal omvou in hierdie ruimte waar hulle regtig die Here se troos nodig het. En terwyl ons stil word en ons kers aansteek, wil ek vra dat julle saam met my weer luister na 'n lied wat laas jaar begin deel raak het van ons gemeente en die lied se naam is Dieper. En toe ons met ons eerste wandel in die woord besig was met die kerkraad en ons het stil geraak met Jesegiel 47, was hierdie die lied wat by ons opgekom het. En ons gaan later vir julle terugvoer gee van wat die naweek gebeur het, want ons wil graag deel. Maar vanoggend wil ek graag met julle hierdie gedeelte deel, om net te sê, Here, wanneer ons kom stil word in die erediens voor U, dan is dit om dieper en dieper en dieper saam met U te wandel. Ek wil uitnooi as daar enige iemand is wat vanoggend die behoefte het om ons Christuskers te kom aansteek terwyl ons na die lied luister en terwyl jy stil raak voor die Here in gebed, dan is jy welkom om vorentoe te kom. Deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Dieper in die woord van U, my Vader. Dieper in die volheid van U krag. My lewe sal gedei van U getrouheid, en as die wêreld my sien, sal dit U wees wat hulle sien. Here, rig my op, deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het
deur sy lewe vir my af te lê. Kom ons staan en ons sing die lied, ek weet verseker, as deel van hierdie getuienis in ons belydenis vanoggend. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behoort. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behoort. Weet ons hoe God sy kinders En daarom kom hierdie leidsman en hy kom groet ons vanoggend as hy sê, geliefdes, kinders van God, daar is vir julle genade en vrede van God, ons ewige versorger. En die Here Jesus Christus wat homself vir ons sondes gegee het, sodat ons nie meer self hoef te probeer nie, sodat ons nie meer tekort skiet nie, sodat ons genoeg kan wees, omdat hy genoeg is. Aan God kom alle heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing, grote God, aan U die eer,
wat hierdie laaste gedeelte gesê het, aan God kom alle heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Ons kan bly sit. Hierdie week wat kom, is natuurlik 'n dag, of 'n dag in hierdie week, wat Valentynsdag is, 'n tyd wat mense dink aan liefde. Maar liefde vir ons lyk anderster wanneer ons praat van liefde. As jy 'n kind van die Here is, dan weet jy dat jy slegs kan lief hê, omdat God jou eerste lief gehad het. En vandag wil ons kom bid vir ons onderwysers. Vandag is ons biddag vir onderwys en opvoeding, en dit is landwyd wat ons vandag in kerke saam hande vat om te bid vir ons leerkrag. In hierdie ruimte wat ons in is, weet ons dat ons altyd leer, en altyd besig is om te leer, maar daar mense is met 'n stukkie ekstra geduld om ons kinders te leer, en ek het 3 van hulle, so ek weet waarvan ek praat. Maar wanneer ons vandag ons persone wat in die opvoeding is, nie net onderwysers nie, beheer, liggaamslede, enige iemand wat in die onderwys of opvoeding is, wanneer ons vandag hulle aan die Here opdra, is dit vir my belangrik dat hulle moet weet dat elke saadjie wat hulle plant, is 'n saadjie wat die Here sal laat groei. Deesdae is daar nie meer tyd vir ons onderwysers om vir 'n oomblik stil te staan vir 'n ietsie meer partykeer in die klasse nie. Maar ek weet daar's die wat die waagmoed het om verder die Here se naam steeds uit te dra. En daarom bid ons vandag vir groei vir ons opvoeders en onderwysers. Ons bid vir geduld wat groei. Ons bid vir kanne vol omgee. Ons bid vir tye van rus en lafenis. En ons bid vir sonskyn en ons bid vir humor en lag. Ons bid vir geloof wat diep wortels skiet. En ons bid vir onverwagte mooi oomblikke. God se goedheid skyn soos die son oor ons hele lewe. Hy is by jou as onderwyser met sy goedheid, sy ontferming en sy beskerming, sê Psalm 112 vers 4. Ek wil vra dat ons het 'n uitnodiging gestuur vir skoolhoofde en vir skole. As daar enige van ons onderwysers vandag hierso is, wil julle nie net vir ons vir 'n oomblik opstaan nie. Ons praat nie net van skool nie, ek praat nou van hoër onderwys. As jy op universiteit ergens met studente besig is, al is dit met M-studente, as jy ergens in die opvoeding of op 'n beheerliggaam of ergens sit, wil julle nie vir ons asseblief vir 'n oomblik opstaan nie. Ek wil ons kategete ook herinner dat hulle val onder daai kategorie. So ons kategete, wil julle nie ook sommer vir ons opstaan nie asseblief, ons groepleiers. Ons wil vandag vir julle kom bid en julle opdra aan die Here. Maar voordat ons dit gaan doen, wil ek gou vra dat so 'n paar kinders vir my 'n liniaal kom haal. Hierdie is die coolste liniaal, hy is net so groot soos wat jou A4 bladsy is.
So jy hoef nie 'n klein liniaaltjie te vat en hom heen en weer te skuif as jy jou lyn wil trek in jou boek nie. So kom haal gou-gou, 'n paar van die kinders kom haal gou-gou, kom deel gou-gou vir hulle uit. Vat gou-gou so 2 of 3. Daar's 'n kaartjie. Vat 'n kaartjie saam die liniale. Dan sê hy, gaan deel julle gou vir hulle uit. As jy nie jou juffrou of meneer sien staan vandag hierso van jou skool nie en jy wil vir hulle ook eene vat om môre vir hulle by die skool te gee, dan kan jy hulle ook gou-gou kom haal. So as jy vir jou juffrou of meneer by die skool wil gee, dan kan jy hulle gou vir hulle ook kom haal. Deel jy gou vir my die kaartjies vir almal hierso uit? En dan deel ek die liniaal uit. Vat 'n liniaal en 'n kaartjie, hoor? Dis hy. En daar waar iemand staan, gaan gee gou vir hulle sommer in hulle hand, al ken jy nie daai tannie of oom nie, en dan sê jy vir hulle dankie. Dis hy. Dis hy, en 'n kaartjie. Ek sien daar staan nog tannies en is die Hannes, het julle al buite gekry? Daar buite is oom Jacques en oom Hannes ook van ons kategete. En tannie Arita, sy gaan vir ons kom CPR leer ook hier so by die kerk oor 2 weke. So as daar enige iemand is wat wil CPR leer, jy het nog nie gekry nie. Sy het almal gekry. Daar agter staan nog 2 tannies. Dis net 2 Corlien, 2 van julle. Tannie Ina en tannie Corlien. Dis hy. As jy te skaam was om vir jou onderwyser te kom haal of jy self 'n onderwyser wat te skaam was, is jy welkom om na die tyd vir julle te kom haal. Maar kom ek gooi gou vinnig op die skyfies vir julle net 'n paar goed wat ons vanoggend wil bid voor. Ons wil bid vir alle kinders wat skool toe gaan en vir hulle veiligheid, vir die vervoer van ons jong mense na hulle skole toe en terug. Ons wil bid vir leerlinge met spesiale behoeftes of leerlinge wat angstig is oor die nuwe jaar wat voorlê en die nuwe graad waarin hulle is. Ons bid vir diensbaarheid, energie, liefde, omgee en toewyding vir ons onderwysers. Ons bid vir die gesondheid, geluk en veiligheid van opvoeders en leerlinge. En ons bid vir wysheid vir die minister van onderwys, beheerliggame en hoofde en vir die prosesse waarna hulle besig is. Ons bid vir voedings- en klereprojekte asook boeke en skryfbehoeftes vir elke leerling in ons skole. Ons bid dat hulpmiddels en begrotings verantwoordelik aangewend sal word tot die opvoeding van ons kinders. Ons bid dat skole veilige en vriendelike ruimtes sal wees vir kinders om in te floreer. Ons bid ook vir tersiêre opleidingssentrums en instansies, studente en dosente. Ek wil vir jou vra, as jy dalk naby iemand sit wat gestaan het en jy het die vrymoedigheid om na daai persoon toe te draai en vir hulle te bid, dan wil ek vra dat jy dit doen of sommer net 'n hand op hulle skouer sit terwyl jy stil vir hulle bid. Maar kom ons maak vir 'n oomblik ons oë toe en ons bid vir ons onderwysers en opvoeders. Here, ons prys U vandag. Ons dank U vir onderwysers, elkeen wat U dien en vertrou en met blydskap hulle roeping uitleef. Mag hulle invloed verder strek as wat hulle ooit sal sien, van geslag tot geslag. Here, gee vir hulle genoeg wysheid, genoeg krag, genoeg geduld en ook genoeg rus. Laat U sonlig oor hulle lewens skyn, veral op die moeilike dae wanneer hulle moeg is of druk ervaar. Here, vorm hulle harte om vrygewig te wees, met tyd, aandag en hoop. Leer hulle om reg te doen, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. En mag hulle vreugde groei
waar hulle leer, lei en liefhet. Amen. Ek gaan kans gee dat ons kinders uitbeweeg na hulle klasse toe, terwyl ons na die volgende lied sommer luister, wat sommer aanpas by ons kinders en die huppel in hulle stap. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek sal my lig laat skyn. Ek sal my lig laat skyn. Dat die wêreld kan weet daar is 'n God wat leef. Ek sal my lig laat skyn. By die skool, Sal ek my lig laat skyn. by die kerk, Sal ek my lig laat skyn. by die huis, Sal ek my lig laat skyn. by die werk, Sal ek my lig laat skyn. teenoor my ouers, Sal ek my lig laat skyn. Teenoor my onie, Sal ek my lig laat skyn. Teenoor my vriende en almal om my. Sal ek 'n groot, groot lig laat skyn. Ek sal my lig laat skyn. Ek sal my lig laat skyn. Dat die wêreld kan sien dat ek Jesus dien. Ek sal my lig laat skyn. Indien daar van julle is wat buite sit of in die portaal wat wil inbeweeg, hier is ruimte in die kerk, nou die kinders ook uitbeweeg het, maar het lyk vir my die aircon werk lekker daar buite. Hulle sê hulle is reg. Volgende keer het ons meer gemeentelede wat buite sit as binne. Ek wil sommer net vandag dankie sê vir Dominee Stronkie van Wyngaard. Ek ken hom as Stronkie Etienne, hoor ek? Stronkie, ek mag nie sê Etienne nie. Hy en Dominee Johan kom 'n baie langer pad saam. Dominee Johan stuur groete voordat ek dit vergeet. Maar hy en Dominee Johan kom al 'n baie lang pad saam. En hy was predikant gewees nou die laaste ruk. Hy's eintlik al lankal deel van Langebaan as 'n lidmaat. Maar hy was die laaste ruk weer in De Rust gewees waar hy daar afgelos het en deel was van die gemeente weer daar. En dis vir ons heerlik om jou terug te hê by ons en dat ons vir hom 'n ruimte kan gee. Ons het vir hom gevra dat hy vandag die erediens sal lei omdat ek en Dominee Johan baie betrokke was die naweek by die kerkraad se wegbreek. En dis vir ons 'n voorreg dat ons 'n mede-kollega wat ook 'n lidmaat is in die gemeente vanoggend kan vra om die woord te bedien. Baie dankie Stronkie. Santi, baie dankie. Ek waardeer dit vreeslik baie. Ek weet nie van julle ouer mense, toe sy nou die lineale so begin uitdeel, toe skrik ek, want die laaste keer, toe hulle so lineale uitgedeel, toe moes ek hardloop, want toe die juffrou my gesoek, maar gelukkig deesdae doen hulle mos nou nie meer dit nie. Maar hierdie lineale is daarom net kort genoeg dat hy nie lekker kan slaan nie. Maar ek het toe dan gelukkig ontspan toe ek sien nee, dit is dan nou nie, ek hoef nie te hardloop nie. Santi, baie dankie, dit is vir my baie lekker om vanoggend saam met julle te wees. Julle moet my bietjie verskoon vanmôre. Ek is ongelooflik gespanne. Want ek was die vorige 3 jaar op Askam en Noeniepit, daar in die Noord-Kaap. En toe was ek nou vir 6 maande op De Rust. Nou as ek daai 3 jaar en die 6 maande bymekaar gooi, daar was daar nooit eers soveel mense in die kerk, altesaam soos vandag nie. So ek gaan nou net kyk na die voorste 2 rye, anders gaan ek te gespanne raak. En julle moet my vergewe. Ek kon nie anders nie. Onthou julle Neil Diamond se Hot August Night? Dit het mos op 'n kol gesê, welcome for the 3 people out there. So, vir julle ook baie welkom. Ek is nou baie ernstig, so kom ons gaan lees uit die woord van die Here. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, bitter baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om as die kinders so saam te kom. Here, wat 'n voorreg, om u naam op ons lippe te neem, want dit is vir ons lekker.
Dankie om u lof te besing, want dit is lekker. Dankie om te bid, voorbidding te doen. Dankie vir 'n gemeente. Dankie vir predikante in 'n kerkraad, elke lidmaat, elke kind. Dankie ook dan vanmôre, Here, dat ons u woord kan oopmaak met die belofte daarby, dat as ons daaruit lees, en as ons dit saam oordink, dan is u deur die Gees by ons. U is ons onderwyser, soos Psalm 32 sê. En as onderwyser, wys u vir ons die pad. Leer u vir ons, en vat u ons hand, en hou u ons hand styf vas. Here, ons het dit so nodig. Seën ons dan so saam rondom u woord, en laat alles net wees tot eer en tot verheerliking van u naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons so 'n paar losverse lees uit Psalm 119, en ek gaan dit lees uit die boodskap vertaling van Prof Johan van der Walt en Stefan Joubert. Ek lees vers 2. God hou baie van jou as jy sy woorde diep in jou hart bære. Vers 7. Here, diep uit my hart wil ek vir u sê dat u baie goed is. En dan vers 11. Moet asseblief nie dat ek u wonderlike pad misloop en begin sonde doen nie. U woord is diep in die brandkluis van my hart weggebêre. Dit keer dat ek dinge doen waarvan u niks hou nie. Dan vers 22. Onthou tog dat ek u woord in my hart gebêre het. Skryf u wet diep in my hart. Dit doen goed aan my. Gee my 'n wakker verstand en 'n kop vol kennis oor u. Volgende. Ek is verstandiger as al die ou mense wat die woord in my hart wegbêre. Vers 129 wat hy sê is wonderlik. Daarom bære ek dit diep in my hart weg. Ek dink jy het al agtergekom, elke keer word hier gepraat oor die hart van die mens. Vers 11. Moet asseblief nie dat ek die wonderlike pad misloop en begin sonde doen nie. U woord is diep in die brandkluis van my hart weggebêre. Dit keer dat ek dinge doen waarvan u niks hou nie. Ons lees tot sover. My liewe broer en suster en 'n paar van die kinders wat ook hier is. Dit voel soos gister. Wat ons teen die einde van laas jaar teruggekyk het op die jaar wat verby was. En het ons die soet en die suur, die mooi, lekker, die swaar, het ons onthou. En toe die nuwe jaar begin, kyk ons nou nie meer terug nie, maar nou kyk ons vorentoe. Weet jy wat my opval, is dat hier met die heel eerste bulletin, het ons al gelees dat ons moet bid vir mense wat siek is en wat seer het, wat by 'n oop graf gestaan het. Mense wat ook gedink het 2026 lê wyd en ver voor hulle. En as ons dan nou veral moet vorentoe kyk, het ek tot die ontdekking gekom, ons kan nie regtig vorentoe kyk as ons nie leer om heel eerste na binne te kyk. Wat gaan binne in jou aan?
Wat leef daar? Wat is daar wat net jy van weet? Nie eers jou vrou of jou man, jou kind, iemand wat naby is. Net jy. Hoe lyk dit binne in die mens se hart? Die Bybel praat verskriklik baie van ons harte. Gaan lees maar, dwars deur die hele Bybel. Ek het nou net die paar versies sommer uit Psalm 119 gevat. Ja, met jou kop dink jy. Maar waarmee leef jy? Jy leef met jou hart. As jy huil, jou oë sit in jou kop, ja. Maar waar kom die trane vandaan? Uit jou hart uit. Want dit is daar waar jy lewe. Dis daar waar ons as mens werk, in ons werking sit. Die Bybel sê vir ons, dat God moet 'n plek in ons hart kry. Hy moet daar kom bly. Hy sê, hy kom klop aan die deur van ons hart. Daar moet ek oopmaak, en dan deur sy gees kom hy binne in my bly. En nou kom Psalm 119, en nou praat hy baie interessant van nog 'n plek, diep binne in my hart. Die Hebreëse woord wat daar genoem word is stofantei. Nou stofantei beteken om iets ver en diep weg te steek. Dis amper soos my vrou in ons huis wat die chocolates wegsteek. En dan kry sy dit ook later aan die mee daar. Maar dis 'n plekkie, is baie spesiale plek, diep in jou hart, waar jy iets wat baie waardevol is, en wat jy baie voor omgee, waar jy dit as ware wegbêre. En julle sal sien, dat in hierdie vertaling, het Stefan hulle dit vertaal in ons taal, dat dit is as ware soos 'n brandkluis, wat jy diep binne in jou hart het, waarin jy dan nou God se woord moet wegbêre. 'n Brandkluis, of 'n geweerkluis, of 'n juwelekluis, of enige kluis, ons ken dit, né? Dis waar die ding is sterk, né? As die huis brand, dan is jy goed veronderstel om veilig daar binne in te wees. Jy bære jou geld, jou gewere, jou pistool, mamma se juwele, nee, se parels, bære sy daar. As jy goed veronderstel om dan so 'n bietjie baie veiliger te wees. Op Psalm 119 sê, ons moet so 'n plek hê in ons harte, waar ons God se woord kan wegbêre. Ek glo ons almal het dit al oorgekom, dat 'n ou iets te vergeet het om iets te bære in jou kluis. Nou word dit gesteel of jy verloor dit raak weg. Ek het al te doen gehad met mense die se huise gebrand het en afgebrand het. Maar dan sê, as ek nie maar my goedjies, het ek nie tog maar my goedjies in die kluis gebêre nie, want die dan gehou. Die kerk se goed word ook veilig gebêre in 'n groot kluis. Maar jy moet moeite doen om dit te gaan bære. As jy vergeet, dan is dit te laat. En daarom moet jy so bietjie moeite doen ook. Moet die brandkluis in jou hart. Jy moet bietjie moeite doen met God se woord, as jy dit in die brandkluis van jou hart wil bære. En so moet ons as ware God se woord, se waardevolle stukkies van sy woord, moet ons in ons hart gaan wegbêre.
sodat ons dit weer kan kry. Daar in die Noord-Kaap waar ek was, as jy gaan kuier daar by die mense, man, jy sit skaars. As jy die boer vir jou, kom ek gaan wys gou vir jou. Dan gaan hy na sy geweerkluis toe, en dan maak hy die oop, en dan wys hy vir jou sy gewere. Kyk, die boere van die Noord-Kaap, se koppe werk mos so. Die eerste ding, nommer 1 in sy hart, is sy gewere, né? Nommer 2 is sy bakkie, is sy jagbakkie. En nommer 3 is die vrou en die kinders. Maar jy moet onthou, en soos daai manne hulle wys dit vir jou. Want is vir hulle gee om daarvoor, is vir hulle belangrik. Wat is in jou hart? Kan jy iets gaan uithaal daar van die woord van God, en vir ander mense wys en sê, dit is vir my belangrik, dit het ek vandag geleer, dit het ek vandag weggebere in my hart. Diep in my hart, in die kluis van my hart, moet God se woord wees. Hoe kry ek sy woord daar? Deur die Bybel oop te maak. Deur te lees. Deur met God te praat. Party mense het niks in hulle harte. Miskien hulle geld, miskien hulle prestasies, miskien hulle werk. Maar daar's nie regtig plek vir God se woord daar. Die kluis is vol met ander goed. En as die brande dan kom, en as die droogte dan kom, en as die siekte dan kom, en as die swaar kry dan kom, dan is daar niks. Dan is daar niks om uit te haal. Dan breek hulle stikkend. Want hierdie lewe is 'n meel. Hy maal, en hy maal vir jou stikkend, as jy leeg deur hom probeer gaan. En daarom wil ek vandag vir elkeen van ons vra, wat gaan binne in jou hart aan? Wat sit jy binne in jou hart? Hoeveel moeite doen jy met God se woord? Ouers, ja, ons gee vir ons kinders alles, nee. Ons bid vandag vir opvoeding en onderwys. As dit kom by ons kinders se akademiese kwalifikasies, gee ons vir hulle alles. Ons sit vir hulle in die beste skole. As dit kom by sport, ons gee vir hulle alles. As dit kom by vakansies, ons gee vir hulle alles. Klere, kos. Veel moeite doen jy om vir jou kind God se woord te gee. Sodat God se woord ook in die brandkluisies van hulle harte kan wees. Psalm 119 sê, moet asseblief nie dat ek u wonderlike pad misloop nie. Wat bid ons vir mekaar toe so in die begin van die nuwe jaar? 'n Mooi jaar vir jou. Gesonde jaar vir jou. Geseënde jaar vir jou. Moenie, ek bid vir jou toe, moenie God se pad misloop nie. Dus dit is ouers bid vir ons kinders. Want hulle sal dit reg kry as hulle vashou in God se woord. Die Psalm sluit af met 'n pragtige mooi gebed.
As 'n gebed wat ek glo ons vir ons kinders en ons kleinkinders toebid, maar ook 'n gebed vir onsself. Daar staan: "U woord is diep in die brandkluis van my hart gebere. Dit keer dat ek dinge doen waarvan u niks hou nie." Hoe hou ek my kinders op die regte pad? Deur God se woord vir hulle te leer, sodat hulle dit kan wegbêre. Hoe bly ek vanjaar op die regte pad? Hoe kry ek dit vir jaar reg om die Here God lief te hê met my hele hart, met my siel en met my hele verstand, maar met my hart veral? Hoe kry ek dit reg om vir julle wat my naaste is, lief te hê, om te gee, te bid, met my hart lief te hê? Hoe kry ek dit reg? Deur God se woord in ons hart te bære. En daar is soveel geleenthede, ek het so toevallig, toe ek so op my bed lê en op 'n stadium weer so deur die preek loer, toe vang ek so die jaarprogram wat daar hang, vir Februarie. Gaan kyk daarbo, groot swart letters, van al die toeristingsgeleenthede, van al die klein groep geleenthede. Maak moeite om God se woord in die brandkluis van jou hart weg te bære. Daar kom tye dat 'n ou dit moet uithaal. As die slaggate en die opdraandes en die swaar en die seer van hierdie lewe jou gryp, dan kan jy nie met 'n leë hart oorlewe nie. Mag die Here gee dat ons hierdie jaar, soos wat ons vorentoe kyk, sal onthou om na binne te kyk. Want dis waar ons krag vandaan kom. Amen. Here ons God, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om u woord te kan hê. Om u woord as ware te kan eet. Om die woord deel van ons lewe te maak. Vergewe vir ons as ons baie keer soveel moeite doen met al die goeders van hierdie lewe en dat ons dit so veilig en mooi wegbêre in ons harte en oral. Maar dit is baie keer u woord afskeep. Maak hierdie jaar vir ons 'n woordjaar. Dat ons diep sal vashou aan u woord. Dankie dat ons kan bid vir elke geleentheid ook in hierdie gemeente waar daar besig is met u woord. Elke ouerpaar wat besig is met hulle kinders in hulle huise met u woord. Elke kategeet, elke onderwyser, elke oupa en elke ouma wat ook u woord deel met kleinkinders en met kinders nog steeds. Dankie Here vir daardie voorreg. Amen. Ek kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Daar gaan ook nou 'n kort video gewys word wat ook die dames egpaar se werk in Noord-Mosambiek vir ons 'n bietjie uitspel. Kyk gerus daarna. Kom ons sluit net ons oë. Almagtige God en Vader, baie dankie vir wat u vir ons gee. Ons vra dat u hierdie bietjie wat ons aan u teruggee sal gebruik vir die uitbreiding van u koninkryk. Geef vir ons die krag en die insig om dit op die regte manier te doen. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Ons gaan afsluit. Ek wil vir julle uitnooi om te staan. Dan gaan ek vir ons die geloofsbelijdenis doen. En dan direk na die geloofsbelijdenis gaan ons afsluit met 'n lied wat julle vir my geleer het. En toe het ek dit nogal reg gekry om dit vir die mense op die rustok geleer te kry. En dit was nogal in Engels. So, dis I Surrender.
En daai een snede baie spesifiek ook in die lied is daar as ons sing with everything in my heart I want to serve you as long as I live. Ek kan nie die Here dien as hy regtig diep in my hart met sy woord ook kan bly. Kom ons staan vir die geloofsbelijdenis en dan sluit ons af met hierdie lied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het uit die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my needs, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender all. I surrender all. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.